Hallo almal en welkom. Het ek vandag vir julle 'n ongelooflike ware storie. Dis 'n verhaal oor 'n superdapper koningin, 'n baie nare geheime plan en die een dag toe alles, ek meen alles, net so op die nippertjie heeltemal verander het. Kom ons spring dadelik in. Sê bietjie vir my, het jy al ooit gewens dat 'n boelie se lelike planne sommer net voor almal oopgevlek kon word? Miskien op die speelgrond of iewers by die skool? Wel, hou vas aan jou sitplek, want hierdie storie gaan oor presies dit. Goed, kom ons gaan vir 'n oomblik na die koning se paleis. Verbeel jou net. Daar's pragtige versierings, die heerlikste kos en 3 mense sit by 'n baie spesiale ete. Dis koningin Ester, die magtige koning en 'n man met die naam Haman. Alles lyk doodnormaal en rustig, maar daar is 'n reuse, gevaarlike geheim wat onder die oppervlak skuil. Die spanning in daardie kamer is so dik, jy kan dit met 'n mes sny. Hoekom? Wel, Ester se hele volk is in groot gevaar. En dis alles as gevolg van 'n vreeslike plan wat hierdie bose man, Haman, in die geheim gemaak het. Ester weet van hierdie plan en sy wag vir presies die regte oomblik om iets te doen. En al voel dit dalk of hulle heeltemal alleen is daar 'n groter plan wat stil agter die skerms besig is om uit te werk. En hier is daardie oomblik. Die koning is baie gelukkig met Ester na die wonderlike ete. Hy is so beïndruk dat hy vir haar sê sy kan enigiets kry wat haar hart begeer. Dis haar kans. Alles hang nou af van wat sy volgende gaan sê. En weet julle, hierdie vraag is super belangrik. Dis nou al die 3de keer wat die koning vir haar vra wat sy wil hê. Dit wys vir ons hy gee regtig vir haar om en dat die deur vir haar waawyd oop staan om haar hart uit te praat. Die tyd vir stil bly is nou heeltemal verby. Stop gou vir 'n oomblik. Kan jy jouself indink hoe Ester op daardie oomblik moes gevoel het? Haar hart het seker soos 'n drom in haar bors geklop. Om die waarheid te praat kan soms regtig skrikwekkend wees, nê? Nee. Sy moes ongelooflik dapper wees om 'n mond oop te maak. En hier gebeur dit. Die groot oomblik is hier. Ester haal diep asem, sy kyk die koning reguit in die oë en sy weet, dis nou of nooit. Sy gaan praat, nie net vir haarself nie, maar vir haar hele volk. Die skurk se masker is op die punt om af te val. Met hierdie paar woorde verander sy alles. Sy maak nie net 'n versoek nie, sy verklap haar eie groot geheim. Sy sê eintlik vir die koning, die mense wat Haman wil vernietig, wel, ek is een van hulle. As hulle sterf, dan sterf ek ook. Sjoe, kan jy die skok in die vertrek voel? Die koning is woedend. Hy spring op en hy skree amper, Wie sou dit waag om my koningin en haar mense te dreig? Waar is hy? En die ironie is, hy het geen idee nie. Die vyand sit al die tyd rustig reg langs hom aan die tafel. En dan, met almal se oë op haar, wys Ester reguit na Haman en sy sê, die vyand is hierdie bose man. Ek weet jy kon 'n speld oorval in daardie kamer. Die waarheid is uiteindelik uit. En net daar, op daardie presiese oomblik, draai die hele storie heeltemal onderste bo. Ons noem dit 'n groot omkeer. Alles wat Haman beplan het, is op die punt om presies die teenoorgestelde te word. Kyk net hoe vinnig alles verander het. Voor hierdie oomblik was Haman die belangrikste man naas die koning. Nou is hy die groot vyand. Ester was die stil koningin wat 'n geheim moes hou. Nou is sy die dappere heldin. En daardie nare galg wat Haman laat bou het. Wel, kom ons kyk wat nou daarmee gebeur. Die koning is so kwaad, hy beveel sy wagte, hang hom aan die einste galg wat hy vir iemand anders gebou het. Die lelike nare plan wat Haman vir iemand anders gemaak het, word toe sy eie straf. Dis die finale groot omkeer. Dis 'n asemrowende storie, is dit nie? Maar hoekom is dit vandag nog vir ons belangrik? Kom ons gesels gou oor 'n paar eenvoudige maar baie kragtige lesse wat ons by Ester en ja, selfs by Haman kan leer. Goed, les nommer 1. Wees dapper soos Ester. Staan op vir wat reg is, selfs al is jy bang. Nommer 2. Moenie soos Haman wees nie. Sy trots en sy haat het hom op die ou end laat struikel en val. En les nommer 3. Vertrou op die groter plan. Selfs al sien jy dit nie op die oomblik nie, is daar altyd goeie dinge agter die skerms aan die werk. As daar een ding is wat ons uit hierdie hele verhaal leer, is dit hierdie. Die waarheid is ongelooflik kragtig.
Om die waarheid te praat, selfs wanneer dit regtig moeilik is, het die krag om alles te verander en mense te red. En dit los ons met 'n laaste vraag, een net vir jou. Dink 'n bietjie aan jou eie lewe, by die skool, saam met jou maats of by die huis. Waar kan jy hierdie week, net soos koningin Ester, 'n klein bietjie dapper wees en opstaan vir dit wat reg is?